Baie welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal. Klik asseblief like en subscribe, dit sal vir ons geweldig baie help. Ons gaan voort met ons reeks uit Timotheus, ons is nou by deel 6, en ons tema is vandag Birds of a Feather. Vandag het ons erediens baie anders gelyk as op ander Sondae. Ons het al die stoele in 'n sirkel gepak. En in die middel was daar 'n tafel, want ons het nagmaal gevier. En dit was baie spontaan, want ons mense het deelgeneem. Ons raak maklik gewoond aan dinge wat vir ons goed werk. En later dink ons dat dit is hoe dit behoort te wees, en hoe dit nog altyd was. Maar vandag het ons probeer om onsself so 'n bietjie in te dink in die tyd van Timotheus en Paulus. Daardie eerste jare, toe die Christelike kerk gevestig is. Hoe het hulle byeenkomste gelyk? Hulle het die kerkgeboue soos ons gehad nie. Toe die Joodse sinagoges vir Paulus weggejaag het, het hy 'n saal gehuur, waar hy die evangelie verkondig het en met ongelowige mense kon kommunikeer. Toe die mense nou as gevolg van sy verkondiging gelowiges begin word het, het hulle by mekaar gekom. Dis mos wat 'n mens doen. Birds of a feather, jy ken die spreekwoord, flock together. Hulle het onder andere in huise by mekaar gekom. Daar was baie dinge wat hulle nie gehad het nie. Hulle het nie 'n kerkgebou gehad nie. So daarom het hulle in mekaar se huise by mekaar gekom. Hulle het nie 'n orkes gehad nie. Hulle het nie 'n verhoog gehad nie. Hulle sitplekke was nie in rye gerangskik om in een rigting te kyk en almal kyk in mekaar se agterkoppe vas nie. Spasie was soms beperk geweest. En ek is seker, hulle het nie 6 of 7 toilette gehad nie. Hulle moes seker maar net knyp. Ons praat nie eens van klankstelsels en projektors en ligte en waaiers en ligversorgers en so kan ons aangaan nie. Julle kry die idee. Maar wat het hulle gedoen wanneer hulle so by mekaar gekom het? Ons weet hulle het saam nagmaal gevier. Dis wat ons ook vandag gedoen het. Maar luister wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 14 vers 26. Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle by mekaar kom, het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te lewer. 'n Psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. Sien julle? Elkeen het 'n bydrae gelewer. Hulle het nie gekom om te sit en te luister en te ontvang nie. Hulle het gekom om 'n bydrae te lewer. Die dominee, die kerkraad, die orkes? Nee, elkeen. Hy noem maar net 'n paar dingetjies as voorbeeld van hierdie bydraes wat hulle gelewer het. 'n Psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n taal, en altyd saam met die taal 'n uitleg daarvan, né? Dit was selfs nodig om strenge riglyne en beperkings neer te lê vir hierdie bydraes wat gelewer is. Nou dit sou nie nodig gewees het, as almal nie vreeslik ywerig was om hulle bydraes te lewer nie, né? Hulle kon nie wag nie, en daarom het hulle soms die mekaar gepraat, mekaar in die rede geval, en dit kon baie maklik tot chaos lei. En dit kan selfs 'n stryery afgee. Nou die dag kyk ek na ons birdfeeder hier buitekant. En ek kyk hoe die voeltjies by mekaar kom om te kom eet. Ag, te pragtig, né? Want birds of a feather flock together. Hulle kom eet saam. Maar hulle flock nie net altyd together nie, want wie wat sien ek toe? Hulle fight together. Van hierdie voëls, selfs die onder die duwe, hierdie duwe wat 'n simbool is van liefde en vrede, beklei met mekaar. Hulle klap mekaar met hulle vlerke. En daarom gee Paulus in hoofstuk 14 van 1 Korintiërs riglyne vir hierdie byeenkomste, sodat daar nie 'n bekleierery moet ontstaan nie. Nou vandag is dit baie anders.
Ons as leraars wil so graag hê dat daar deelname moet wees in 'n erediens. En ons vra vir mense, asseblief, deel met ons, bid, deel met ons julle getuienisse en vertel julle stories. En as ons die vraag vra, dan daal daar so stilte oor ons neer. Ons generasie is of vreeslik skaam, of ons ervaar nie God se werking in ons lewens nie, of dalk sien ons dit net eenvoudig nie raak nie. Maar dit verhoed nie noodwendig dat daar 'n bekleierery uitbreek nie. Dikwels in die kerk hoor ons van bekleierye, ten spyte van ons skaam ingesteldheid. So dink 'n bietjie daaroor. Waarom is jy so stil in die byeenkomste? Is dit omdat jy skaam is, of omdat jy niks het nie? Maar nou dat ons gesien het wat daar alles moet gebeur in ons byeenkomste, bring dit ons by ons teksgedeelte vir vandag, want hierin sien ons een van die belangrikste dinge wat in ons byeenkomste moet gebeur. 1 Timoteus 2 vanaf vers 1. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Wat sien julle raak in die eerste deel van hierdie eerste versie? Ons moet in die eerste plek wat doen? Bid. Gebed is prioriteit. Dit is wat ons in die eerste plek moet doen. Voor ons enigiets anders doen, kom gebed. Nou vir wie moet daar gebid word? Hier staan dit duidelik, alle mense. Is dit gelowiges? Natuurlik, want die Bybel sê vir ons, bid vir mekaar. Is dit ongelowiges? Natuurlik, want hoe sal hulle anders gered kan word as daar nie iemand is wat vir hulle bid nie? Is dit vir die owerhede? Natuurlik, ja. Maar wat van as die owerheid sleg is? As hulle onheilige dinge aanvang? Ja, dan ook. Onthou, wie was in Paulus se tyd, toe hy vir Timoteus geskryf het, wie was toe aan bewind? Wie was die keiser? Dit was Nero. En Nero was beslis nie 'n engeltjie nie. Maar wat sê Paulus? Paulus sê, bid vir hom. Bid vir hom. Hoekom? En ons kry dit in vers 4. Sodat hy ook tot kennis van die waarheid sal kom en gered kan word. Dis waarvoor ons in die eerste plek moet bid. Vir die redding van ons leiers, ons owerhede, die wat gesag uitoefen. Nou, sê nou net, hulle wil niks van Jesus weet nie. Kan ons bid dat God 'n bose regering kan verwyder, as hulle in die pad sou staan van die werk van God? Sekerlik. Dis genade dat Jesus ons gered het van ons sonde. En dit vul ons met dankbaarheid. Maar dit vul ons ook met 'n begeerte dat ander mense hom moet ontmoet. En daarom bid ons vir hulle. Ons weet dit is die eerste belangrikste ding wat moet gebeur in ons wêreld. Maar as die Here besluit om 'n bose regering daar te hou, om sy planne uit te voer, dan moet ons ook bid dat sy wil met hulle geskied. Maar dan lees ons ook hoe ons moet bid. Met smeking. En wat beteken hierdie smeking? Dit beteken ons bid vanuit 'n posisie van nood, of vanuit 'n posisie van behoefte. Nou baie van ons het nood, het 'n behoefte. Ons het 'n behoefte aan genesing. Ons het 'n behoefte aan 'n werk. Ons het 'n behoefte aan finansies. En ons het 'n behoefte aan die verligting van pyn. Ag, en so kan ons aangaan. Daar's baie verskillende behoeftes. Maar miskien gaan dit met jou verskriklik baie goed. Ek meen, jy het nie pyn nie, jy is nie siek nie, jy het genoeg geld, jy het werk, daar's soveel vervulling, daar's nie verhoudingsprobleme nie, met jou familie en met vriende nie. Dit gaan regtig goed.
Het jy dan nog 'n behoefte? My vriend, as kind van die Here, behoort jy 'n behoefte te hê. 'n Behoefte dat hy altyd saam met jou sal wees, dat jy niks sonder hom kan doen nie, dat jy besef, jy is tot niks in staat as hy nie saam met jou die pad stap nie. Jy het 'n behoefte aan sy beskerming. Jy het 'n behoefte daaraan dat hy voort sal gaan om jou so te seën soos wat hy dit tans doen. En vanuit daai posisie van behoefte met smeking kom doen ons hierdie gebede. Maar dan kom daar 'n tweede ding, met voorbidding. Ons moet voorbidding doen. In gebed moet daar ook vir ander mense gebid word. Dis wat voorbidding beteken. Ons bid vir iemand anders of vir ander sake, nie net vir myself nie. En dan is daar 'n derde ding, ons moet met danksegging bid. Wel, ons kan vir die Here sê, baie dankie vir wat hy in die verlede gedoen het, maar ons behoort ook dankie te sê vir dit wat ek sopas gebid het, al het ons dit nog nie sien gebeur nie. Ons bid asof die Here dit alreeds verhoor het. Dankie Here vir wat u besig is om te doen. Maar die wonderlike ding van opregte gesamentlike gebed is, dat ons nie met mekaar kan beklei, terwyl ons vir mekaar bid nie. En dit moet ons altyd onthou. Ons kan nie met mekaar beklei, as ons vir mekaar bid nie. Is dit nie 'n wonderlike ding nie? Maar dink 'n bietjie, wat se bydrae het jy vandag in die erediens gelewer? Het jy 'n lied voorgestel? Het jy gekom om 'n lied te kom sing, 'n bydrae te kom lewer wat jou psalms aanbetref? Dalk het jy 'n gebedsversoek wat jy wou vra. En dalk het jy gekom om spesifiek vir iemand wat jy op die hart het te kom bid. Dalk het jy 'n openbaring gehad, of dalk 'n getuienis. Die rede waarom ons as kerk bestaan, is die wêreld. Ons bestaan ter wille van 'n verlore gaande wêreld. Dis ons verantwoordelikheid om die evangelie uit te dra na mense toe. En gebed speel hierin die belangrikste rol. Gebed is nie net om te bid ter voorbereiding van evangelisasie en die uitdra van die evangelie nie. Gebed is baie belangriker as dit. Gebed op sigself is alreeds 'n uitreik na die wêreld. En daarom moet ons dit doen. En ons moet geleenthede soek om te bid vir mense. Nou die afgelope week is hier 'n tragiese gebeurtenis wat hier naby ons plaasgevind het. Een van die 60-60 koeriers is doodgery. Hy het sy lewe verloor in 'n ongeluk. En nie net hy is daardeur geaffekteer nie, maar ook sy familie. En die hele Checkers is daardeur geraak. Want daar's baie mense wat hom geken het. En skielik is hy nie meer daar nie. Dis ons as kerk se verantwoordelikheid om uit te reik na hierdie Checkers mense toe en vir hulle te bid, hulle te verseker daarvan dat ons hulle dra in ons gebede. Maar terwyl ek en my vrou so stilte tyd hou, toe praat ons met mekaar oor hierdie tragiese ding. En ons vra vir mekaar, wat kan ons prakties doen? Hoe kan ons uitreik na hulle toe? En toe tref dit ons. Maar luister, amper weekliks, baie keer maandeliks, maar kom daar een of ander koerier by ons huis aan. En ons kan met hulle gesels. Ons het 'n oop deur vir hulle. Ons het toegang tot hulle lewens. Hoekom kan ons nie vir hierdie mense 'n gebed doen en sê, Here, bewaar asseblief vandag hierdie persoon op die pad wat hulle moet ry nie. Elke keer wanneer daar 'n aflewering by ons huis kom, is ons hek oop vir hulle. Is ons lewens oop vir hulle. En daarom moet ons leer om te bid vir mense. Kort gebede. Dit hoef nie lang en uitgerekte gebede te wees nie. Dit hoef nie ingewikkelde woorde te wees nie. 'n Eenvoudige gebed. Ons vra die toestemming van daardie persoon. Kan ek vir jou bid?
En dan bid jy kort en eenvoudig, Here, beskerm asseblief vandag hierdie persoon op die pad. En wie wat kan ons daarmee saam doen? Ons kry 'n blaadjie, of 'n kaartjie, of 'n telefoonnommer, en ons gee dit vir daardie persoon, en ons sê, luister, as jy vrae het, as jy iets gelees het hier, en jy wil meer weet, kontak ons. Hier is ons WhatsApp-nommer. Is dit nie 'n fantastiese geleentheid nie? Kom ons maak gebruik daarvan. Kom ons wees instrumente in die hand van die Here. Maar wanneer ons Sondag by mekaar kom, is die eerste, belangrikste ding wat ons moet doen, is om te bid. Mag die Here ons bystaan en mag hy ons gebede verhoor. Mag hy ons kragtig gebruik deur ons gebede. Amen.